Mevrou Visser, dit hang af van die redes vir 'n egskeiding. Dit kan 3 maande vat of 'n jaar, afhangende daarvan of die egskeiding betwis word of nie. Wil jy my nie maar die besonderhede vertel nie? Kan ek 'n egskeiding kry, al is dit nie ek wat die gronde daarvoor het nie? Dis baie uitsonderlik. Kan jy my dalk meer vertel? Nee, dankie. Ek wou maar net advies gehad het. Kan ek nie nou betaal? Ag, dit kos niks. En as jy besluit het, kom gerus terug. Ek kan sien dat vandag vir u moeilik is om daaroor te praat, maar kom gerus terug. Het Elaine vandag hier na toe gebel, maar? Nee, En Jeannie? ook nie. Ag, kom nou, Skak. Praat met ma. Die Tiaart. Die man wat hier op die troue aangekom het. Hy is Jeannie se regte pa. Jeannie is een rechte pa. Maar ik dacht dan... Ons het allemaal so gedink. Dan zij al die jaren voor jou gelieg. Ja. En Jeannie? Weet zij? Ja, sy weet. Toch. En nou, Skok. Wat van Elaine? Wat van jullie huwelijk? Skak, jy hoef niks te sê nie, dis nie nodig nie. Ek het dit my goed kom. Elaine, ek het nog nooit rede gehad om jou te wantrou nie. En nou ewe skielik moet ek agterkom met die vrou wat ek met my lewe sal vertrou. My belieg en my bedrieg. Wag nou eers. Nee, hoekom moet ek wag? Hoeveel keer het ek jou al gevra oor Tiaart? En elke keer het jy my in die oë gekyk. Liefdevol in die oë gekyk en vir my gelieg. Jy lewe jou lewe lank alleen saam met my. Elaine, ek het nie woorde nie. So seker nie al as ek vir jou sê, ek is jammer. 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 Asof het een enkele duit sal regmaak. As jy my kans gee my goed in te pak, dan sal ek binnekort uit die huis uit wees. So jy dink dit sal help om weg te hardloop? Nee, Skak, ek dink nie dit sal help nie. Het sal ook nie help om nie te bly nie. Nog net een ding. In watter stadium het jy agtergekom van Jan Tiaart? Of het jy nog jou lewe lank met hom kontak gehad? Skak, dit geen nut om nou oor Jan Tiaart te praat nie. Hy behoort dus aan jou geheime lewe, jou geheime verlede. Ja. Ek sien. Skak, ons kan nie 'n gelukkige huwelik van byna 'n kwart eeu afsluit met verwyte en bitterheid nie. Die minste wat ons nou kan doen is om soos beskaafde mense uit mekaar uit te gaan. Kinders is gelukkig groot en as jy wil hê sal ek met hulle praat. Maar ek dink ons moet die egskeiding op 'n ordentlike vlak hou. Wie het gepraat van 'n egskeiding? Ek praat daarvan. Nou goed. Dan moet ons seker maar praat oor die saak. Maar ek wil net vir jou een ding sê. Dis jou idee hoor, nie myne nie. Dis akademies oor wie se idee dit is. Elaine, wil jy om vader se naam nie nou maar die inpakkery los? Laat ons praat oor hierdie ding. Hoekom het jy my nooit gesê van jy en Jan Tiaart nie? Hoekom die vee verhaaltjie van die jong held wat in 'n motorongeluk dood is en wat nie met jou kon trou nie?
Skak moet asseblief nie nou sarkasties wees nie. Ek het jou 'n vraag gevra. En ek weier om onder kruisverhoor geneem te word, ek is nie nou in die hof. Of jy nou wil of nie, Elaine, jy het 'n klompie antwoorde aan my verskuldig. Jy, wat my probeer beïnvloed het om Tiaar te bevoordeel. Wat beteken die man vir jou? Toe sê my. Die man is Jenny se pa. Ek is Jenny se pa. Sy het nooit geen ander pa geken nie. Skalk, doen my asseblief 'n guns en gaan wag onder tot ek klaar gepak is. Kom met jou praat. Ek het jou brief geskryf waarin ek alles probeer verduidelik. Sal die meeste van jou vrae beantwoord. Waar gaan jy heen? Ek gaan Johannesburg toe na my 7WJ toe. En die kinders? Wat van die kinders? Ek sal met hulle praat. Elaine. Beteken dit nou die einde van 'n gelukkige huwelik van 25 jaar? Ek weet nie, Skalk. Ek het tyd nodig om te dink en jy ook. Ek is jammer dat dit jou posisie by die hof in die gedrang gebring het. Maar as jy stil bly, sal niemand daarvan weet nie. Buitendien daar het nie regtig skade gekom nie, want jy het Tiaar vrygespreek op grond van die getuienis. En nie omdat ek jou beïnvloed het nie. So eenvoudig is dit nie. Die lus van 'n vrou het menige koninkryk al tot 'n val gebring. Ek ry nou, Skalk, voordat ons goed sê waaroor ons later spyt gaan wees. You're watching Cul-de-sac. Then you should feel at home. Voila! But not everyone is happy. Brett had moved in next door. What? Nice and fat. Môre Skalk. Kan ek jou spreek? Ja, natuurlik. Luister, ek waardeer dat jy my gisteraand gebel het. Die ding het vir my en Fred Konradi geplan. Wat dink jy? Wat moet ek doen? Wel, jou uitspraak het niks te maak gehad met beïnvloeding nie. Op daai tydstip het jy nie eens geweet van Tiaar en Elaine se verbintenis nie. Ja, maar ek voel net, hoe sal ek sê, besmet. En nog 'n ding, Kobus, daardie McDonald meisie wat na Tiaar geskiet het. Sy het na 'n verklaring gesê daar was 'n komplot. Sy was reg hoor. Dit affekteer nie die saak. Ja, maar dit affekteer haar saak. Ek wil na die hoofregter toe gaan en ek wil hê jy moet saamkom. Jy besef jy inkrimineer jou vrou, nie? Nou sê jy dan vir my, wat moet ek maak? Skalk, niks. As die staat gevoel het jy het gefouteer met jou uitspraak, dan kan die PG appeleer. Maar hy sal nie. Almal is tevrede. Reg het geskied. Waarom kwel jy jou? En die McDonald kant? Ag, daai stukkie getuienis gaan dan nie help nie. Jy weet dit. Kobus, ek voel vasgekeer. Dis mooi om te sê die reg het geskied. Maar weet jy wat dink ek van die eerste saak wat ek verhoor? Ek voel ek het 'n krimineel laat loskom. Ek voel die reg is verkrag. Die man is onskuldig tensy die staat anders kon bewys. Die staat kon nie. Kobus, onder die omstandighede dink ek moet bedank. Ek kan nie so aangaan nie. Wel, dis wat ek sou doen in jou plek. En selfs dit maak geen verskil in die etiek van die hele saak nie. Dis kosmeties. Ag, Skalk, niks is presies reg in die lewe nie. Jy sal nie die eerste regter wees wat persoonlik betrokke geraak het by 'n saak nie. Ook nie die laaste nie. Kom, vergeet dit nou. Dankie. My wêreld. Ek dink julle gaan 2 weke wegbly en dis skaars 2 dae. Is my ma hier?
Jong, daar's moeilikheid. Dag, my kind. Hallo, ouma. Dag. Ek dink jy beter jou pa bel. Het hy vir jou vertel. Dit is die teaterstorie. So, jy weet. Ja, Jou pa en ma is uit mekaar. uit mekaar. Kom in, Jenny. Ek dink dit is beter as jy die storie by jou pa hoor. Ouma, is dit nou reg of wat is aan die gang? Wel, ek dink dit sal regkom, maar dit gaan tyd vat. Waar is Reline? Het haar dus al gebring? Nee, moes jy haar dan gebring het. Ons al gister al gebring het. Nou, hoe gaan dit met julle twee? Ag, ook maar so. Die hele affære vir Gina ontstelling was 'n groot stremming. Kom ons maar huis toe. Hallo? Hallo, Dominee Breitenbach. Hallo Dominee. Ek is op soek na Hardes, maar daar's nie antwoord by sy nommer nie. En hy moes vir Reline al gister teruggebring het. Maar Genie, hulle is Kaap toe. Kaap toe. Wanneer is hulle weg? Laasweek. Hoe kon hy vir Reline Saamvat sonder met my te reël. Wel, hulle is vir 2 weke weg, Genie. 2 weke? Genie, meen jy ontstel nie. Maar natuurlik is ek ontsteld. Hy het geen reg gehad om haar saam te vat nie. Dis wat ek so pes van Hardes. Hy gaan net sy pad uit om dinge moeilik te maak. Is hy iets wat ek vir jou kan doen om te help? Nee. Nee, dankie Dominee. Het jy gehoor? Ja, moet jy nie daaroor ontstel nie. Maar natuurlik is ek ontstel. Dis my kind. Hy het nie die reg gehad om haar te vat. Ons sou 2 weke weggegaan het. Hardes het heel waarskynlik gedink hy maak dit 'n groot okasie vir haar. Moenie altyd Hardes se kant kies nie. Vir een keer in jou lewe sien my punt toe kan. Maar moenie 'n berg van 'n maal so oopmaak nie. Sy sal niks oorkom by hom nie, so vergeet daarvan. Ek sal nie vergeet van my kind nie. Jenny, kom ons gemaak tee. Jou pa's nou hier en hy sal met julle wil praat. Dan, ek dink jy moet vir Bani en Dion gaan sê hulle moet ook hier na toe kom. Hulle weet nog nie van die moeilikheid nie. Kom Jenny. You're watching Raai net wat? Nee, wat? Kyk hier, R90. Nee, R90 net van gisterand af. Wat dink jy daarvan? Ja, is grand. Beste van alles is dis wins, dis alles wins. Ek het vandag 6 loergate ingesit en môre het ek 'n security gate vir $40. Wat dink jy daarvan? Ja, ek's baie bly. Wat maak jy? Niks. Blyf jy gelukkig met die job, hè? Luister, Taffy. As ek en jy saamwerk, kan ons dubbel soveel geld maak. Foos, dit sal nie werk nie. Hoekom sal dit nie werk? Natuurlik sal dit werk. Luister, ek kan nie die res van my lewe net op jou teer nie. Een of ander tyd moet ek 'n job kry. Dion, jy ken jouself, jy gaan nooit vir 'n baas werk nie. As ek en jy saamwerk, kan ons 'n spannende vennootskap begin en jy weet dit. Wat 'n vennootskap? Dink jy ek gaan die res van my lewe loergaatjies en veiligheidshekke vasketting? Hoe lank dink jy gaan dit hou? Elke woonstelblok wat gedoen is gedoen. Hoe lank dink jy gaan dit vat voor ons uit werk is, hè? Moet jy altyd so negatief wees? Ag man, ek is nie negatief nie, ek is net realisties. Kyk, terwyl jy so oorloop van jou realisme, bring my absurde besigheid darm 'n paar bucks in. En ek koop darm brood. En brood is wat ek en jy op hierdie stadium van die dag nodig het. Hi. En waar is jy so hastig op pad heen? Ek vlug, dis wat. Jy ook. Is Dion en Bani daar binne? Dion is daar binne, Bani sal seker later kom. Dis 'n groot krisis by die vissers. Luister ou Pelle, ek voel vere vir die vissers. So gaan praat jy maar met Dion, ek stel hom eers belang. Hoi. Hoi. Ek hoor Bani's nie. Ja, sy is vanoggend saam met my weg. Jy het seker gehoor van die gemors. Het jy ma kom sê? Ja. Pa, moet jy almal praat. Luister. Ek stel nie belang in wat hy te sê het. Dion, ek dink die ding is baie ernstig.
En as julle kan help, dan moet julle dit doen. Hoe sy so lanksaam met hom uitgehou het, weet geen mens nie. Ek wil niks van hom af weet nie. Hy het net sy verdiende loon gekry, dis wat. Dit is nie so eenvoudig nie. Kom hulle saam en kom hoor wat hy te sê het. Nou, kom jy nie hiernatoe nie? Of is dit te grand, hè? Sal jy asseblief saamkom? Ek het nie 'n ryding nie. Ons kan wag tot Bani is, dan kan julle saam met my ry. Dis die einde van my loopbaan. Die einde van my huwelik. Ek voel hoe die hele wêreld rondom my in duie stort. Die minste wat sy kon gedoen het was om hier te wees. Sy is iemand wat die moeilikheid veroorsaak het. Sy moet kom regmaak. Sy skaam oor haar verlede, Jenny. Sy het rede om skaam te wees. Moenie oordeel nie, kind. Jou lewe tot dusver was ook nie foutloos nie. Dit mag wees, ouma. Maar ek sê vir julle een ding. Ek stel nie belang in my ma se geskiedenis nie. Dit beteken vir my niks. Ek stel ook nie belang in hom nie. Luister, pa hoef ons nie die hele sê storie te vertel, die ma was klaar by ons. So julle weet daarvan. Ja, ons weet. Ek weet nie wat om vir julle te sê nie. Daar was niks wat ek kon doen om hierdie dilemma te verhoed nie. Spaar ons pa se asem. Ma was reg om die pad te gee. Ek sou ook as my man so 'n houding aanslaan. So 'n houding. Wat bedoel jy daarmee? Plaas dat sy met ons oop kaarte gespeel het, nee, toe moes ek dit op die harde manier uitvind. En ek wil vir julle nog 'n ding sê. Dis glad nie 'n uitgemaakte saak dat hier nie dalk 'n kriminele klag teen ma voortvloei nie. Dis die grootste twak wat ek nog gehoor het. Waar is dit 'n misdaad om 'n kind te hê voor hy getroud is? Ek praat nie daarvan nie. Ek praat van die beïnvloeding van 'n regter. Alwaaroor pa bekommerd is pa se job. Pa se posisie wat in die gedrang kan kom. Niks oor ma nie. Bly stil, Bani, jy weet sal nie wat aangaan nie. Is ek miskien dig, hè? Ek sou sê wat ek verstaan. Pa is in sy eer gekrenk omdat daar ander manne ma se lewe is. Nou probeer hy met allerlei fancy voetwerk sy ego red. Nie 'n klein snip wees nie. Hoor wie praat? Wel, ek loop hierdie geweld het niks met my te wy. Wag eers, Dion, dat ons hierdie saakies uitpraat. Luister. Moenie jy my ou boetie nie, verstaan jy my mooi? Jy het gister eers in die familie ingestap, so bly jy stil. Ek het nie bedoel om my kinders teen mekaar af te speel nie. Pa het ons nie te mekaar afgespeel nie. Ons het net elkeen besluit waar ons staan. En om een of ander obskure rede het Jeannie besluit om teen ma kant te kies. Sy sal weet hoekom. Ek weet waar ek staan. Kom ons gaan huis toe. Het was 'n slegte begin, was dit nie? Ek sê jammer dan. Hulle het so op 'n hoop gebeur. Julle hele familie. Julle maak so gou baie oor dinge. Kleinste gebeurtenisse word opgeblaas. Soms maak dit my bang. Jy bedoel ek maak jou bang? Ja, dis wat ek bedoel. Daar's genoeg krisisse in die lewe, Jeannie. Ek werk elke dag daarmee. Ek wil nie nog onnodige krisisse hê as ek saans by die huis kom nie. Dit was nie my bedoeling nie. Jeannie, ek het 4 jaar vir jou gewag. Omdat ek vir jou lief is. Selfs deur die huwelik met Hardest ek vir jou lief gebly. Nou is ons getroud en is die wonderlikste ding wat my kon gebeur het. Ek wil nie dat klein alledaagse probleme ons huwelik ontwrig nie. Dis nie alledaagse probleme nie. Rolien, dag gaan nie alweer. Rolien is nie 'n probleem nie. Ek is oortuig daarvan dat Hardest haar net so lief het soos jy. En haar net so mooi sal oppas. So ontspan nou. Dan is jy jammer ons het getrou. Hey, wat 'n vraag is dit? Ek weet ek en jy moet kinders hê. En ons moet baie gelukkig wees. Maar dit kom nie sommer van self nie, mens moet werk daaraan. Sien jy kans? Nee, ek stel nie belang in onderhandelings met mediese fondse nie. Ek weet wat dit kos om 'n kliniek te bestuur, maar ek gaan nie my winsgrense ondermyn nie. Ja. Ja, maar dan moet hulle presies maak soos hulle goed dink. Kyk dokter, jy verwys jou pasiënte hiernatoe en jou kollegas ook. En julle deel minstens in 'n persentasie van die wins. Ja. Nou, maar wat is die probleem dan? Ja, goed. Ja, goed. Bespreek het dan met hulle. Ja, goed.
Dankie. Totsiens. Wat is dit, Liesel? Kan jy nie sien ek is besig nie? Die privaat speler is hier, hy wil jou sien. Wat 'n privaat speler. Sin, jy weet mos, die man wat... Ja. Sê vir hom ek is besig. Ek is nie lus om met die vent te praat nie. Vind uit wat hy wil hê. Hy dring aan om jou te sien, Jan. Liesel, kan jy nie sien ek is besig nie? Die man het die leer by hom. Praat met hom, Jan. Luister wat hy te sê het. Goed. Sê jy moet inkom. Gee hom 10 minute. Kan ek jou help? Jy weet nie, Teer. Daar's sake en daar's sake. Ek was van die begin af geïnteresseerd in jou saak. Kom tot die punt. Ja. Soos ek gesê het. Sekere sake is interessanter as ander. Hierdie saak is vir my 'n belegging. Ek het nooit die leer toegemaak nie. By wyse van spreek. Dit is soos 'n vervolgverhaal. Eintlik moes ek 'n skrywer gewees het. Nou, Wilson, ek is 'n besige man. Jy het klaarblijkelijk hierin gekom vir my iets te sê. Jy moet dit sê en klaar kry nie. Ja, goed, dit sal my pas. Jy weet, Teert, enigiemand wat sommer R10.000 betaal om 'n ou soos ek stil te hou, het iets op sy gewete. Dis hoekom ek hier is. Môreoggend om 10:00 verskyn Rita McDonald by 'n voorondersoek na poging tot moord. Jy sal ook mettertyd gedagvaar word. Maar wat interessant is van hierdie saak, het jy geweet, sy beweer in haar verklaring van 'n komplot tussen jou en die regsbank. Nee? Jy het nie jou huiswerk gedoen nie. Is jy besig met 'n speletjie? Allermins. Juffrou McDonald sê in haar verklaring, daar is notas aan die regter gestuur. Jou vrou het vir sy vrou 'n brief gegee. En mevrou Visser het dit weer aan die regter oorhandig. Dis klaarblijklike onsin. Ja. Die arme juffrou McDonald, sy het geen bewyse nie, want daar was geen getuies nie. Nou, kom ons hier aan my tyd. Want ek kan bewys sy's reg. Hoe? Hierdie leer. Teert, jy is die pa van Visser se kind. Sy vrou was jou minnares. Sy is dit dalk nog. Jy sien, jy het my gelos om sy lewe te ondersoek vir enigiets interessants. Dis jou woorde. Enigiets interessants. Kom tot die punt. Die punt is, Teert, ek kan hier uitloop en 'n beëdigde verklaring gemaak oor wat tussen jou en my in die ondersoek gebeur het. En daardie verklaring gaan presies alles staaf wat Rita McDonald in haar verklaring vir die polisie gesê het. So my vriend, jou saak gaan op herverhoor. Dit gaan 'n lekker skandaal wees. Die pers gaan bananas oor die stukkie korrupsie in die regbank. En ek beloof jou, daar sal geen regter wees wat jou 'n tweede keer onskuldig aan bedrog vind. Jy sien, hulle gaan jou gebruik om die regbank te suiwer. Hoeveel? Wat? Hoeveel wil jy hê? Ek is bly om te sien jy het so goeie begrip. As jy met 'n afperser te doen het, dan is die reëls baie eenvoudig. Wat is dit vir jou werd? Maak jou prys. Jy sien, ek het so gedink. Dis jou vryheid wat op die spel is. Jy kan so tussen 6 en 10 jaar kry vir bedrog en afpers. Jy is 56. Dis belangrike jare wat oor is. En ek is seker jy sal dit in ag neem. Toe het ek nou so gedink. 100.000 rand sal mos nie onvanpas wees nie. Dis wat jy verlede week vir 'n erf in Gordons Bay betaal het.
Maar jy het nie hierdie stranderf nodig nie. Want jy het 'n strandhuis op Plet. Toe wat sê jy? Dis 'n skurk. Natuurlik. Ons is al twee skurke. Ek het tyd nodig om daaroor te dink. Natuurlik. Ek was nog nooit onbillik nie. Die hof begin môreoggend om 10:00. Jy het tot dan om my van plan te laat verander.